Goeiedag, weer eens 'n voorreg om te kuier in God se woord. Die ander dag ry ek vroegoggend in die verkeer, mense op pad werk toe en ek begin om te kyk na mense wat van voor af verby my ry na hulle gesigsuitdrukkings en tussen vele voertuie wat by my verbykom, is daar nie een gesig wat glimlag nie. Almal is stroef, almal is uitdrukkingloos, almal lyk of hulle nie vreugde ervaar nie. En toe ek in my triespieeltjie kyk na my eie beeld, toe besef ek dat dit wat mense sien dieselfde uitdrukking is as wat ek ervaar. En op daardie oomblik toe wonder ek, wanneer, deur wie of deur wat het ons toegelaat dat ons vreugde gesteel raak. En ek besef toe dat ons vreugde op die verkeerde plek soek en mense leef amper soos, kan ek sê, soos zombies, uitdrukkingloos, emosieloos. Ons gaan maar om 'n taak te verrig sodat ons ergens 'n paar rand in ons hand kan hê om te oorleef. En omdat ons nie vreugde ervaar nie, leef ons nie meer nie. Het ons die voorreg verloor om te leef. Ons oorleef net en dis 'n gehardloop en 'n geskarrel van dag tot dag. Om vreugde te beleef behoort deel van elke Christen se lewe te wees. Vreugde is die vrug van die Heilige Gees en dit word verkry deur God se werking in ons. Vreugde is nie geluk nie. Geluk is iets wat vir 'n oomblik is, wat van verbygaande aard is. Dis iets wat ons baie keer kan self skep. Dis iets wat deur tydelike dinge en interaksies met mense verkry kan word. Ons fokus is dikwels te veel op mense en op materiële dinge om ons gelukkig te maak. En ons verwar dit met vreugde. Vreugde is 'n hartstoestand, 'n gawe van God, sowel as 'n antwoord op die gawes van God. Wanneer ons bewus word van God se genade en guns. Dit word nie bepaal deur my omstandighede nie. As ons kyk in Habakuk 3 vers 17 tot 19 wat sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my. Met ander woorde, al gaan dinge verkeerd in my lewe, al ervaar ek nie geluk nie, al loop dinge skeef, en nogtans sal ek jubel. Al is daar negatief wat my omring, nogtans sal ek jubel. Met ander woorde, vreugde is 'n keuse wat ek uitleef. Dis nie gebaseer op my emosies of my gevoelens of dit wat ek ervaar materieel nie, met my vlees nie. Vreugde is 'n regte keuse, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar niks gebeur nie, ek sal nogtans jubel in die Here. Een manier om vreugde te beleef is om op God te fokus. Nie net te glo en kerk toe te gaan en goeie dinge te doen en te behoort aan verenigings en goed nie, maar om te leef in 'n verhouding met Jesus Christus. Dis die belangrike deel. Om godsdienstig voor te kom is nie genoeg nie. Ons moet die dinge identifiseer wat ons vreugde steel en ons moet God vra om te wys hoe om te deel daarmee. Want op ons eie manier gaan ons heel waarskynlik nie dit reg kry om ontslae te raak daarvan nie. Ons kan nie altyd van mense en dinge om ons ontslae raak nie. Ons is baie keer in gegeewe omstandighede in die teenwoordigheid van mense, maar ons moet leer hoe om te deel daarmee, hoe om te deel met mense wat ons vreugde steel. Daarom is dit belangrik dat ons besef dat die meeste uitkomste in God se woord gevind raak. As ons maar net die woord van God gereeld lees, sal ons sien dat daar is die antwoorde is daar. Maar omdat ons onkundig is, omdat ons nie weet wat die woord van die Here sê nie, omdat ons net ten dele ken en net sekere verse baie keer aangryp en quoteer en ons wil net hê, Here bless my. Maar daar's dinge wat vir ons leer in die Bybel hoe om te deel met dit wat ons vreugde steel. En dit is nie altyd presies beskryf soos wat ons het ervaar nie, maar ons moet, as ons die woord bestudeer, sal die Heilige Gees dit in ons openbaar en ons sê, hierdie kan jy gebruik om jou vreugde terug te kry, om dit wat jou vreugde steel teen te staan.
Daarom is dit belangrik om gereeld die Bybel te bestudeer, nie net te lees nie, te bestudeer, sodat ons kennis kan bekom. In Psalm 37 vers 4 lees ons dat daar staan: verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. En is dit nie wat ons almal wil hê nie, die begeertes van ons hart nie? En die Here sê ook vir ons by geleentheid: maak julle begeertes aan my bekend, sodat ek in julle behoeftes kan voorsien. Want God weet wat ons nodig het, meer as onsself. Psalm 27 vers 1 sê: die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Soos ek vertrou op die Here, as ek my instel om my vreugde van die Here af te kry, gaan mense en dinge my nie teleurstel nie. Dit gaan 'n invloed op my, maar dit gaan my nie ontneem van my vreugde nie. Ek mag teleurstelling ervaar, ek mag hartseer ervaar, maar dit gaan nie my vreugde steel nie, soos ons gelees in Habakuk. Ondanks al die negatiewe, sal ek nog steeds jubel in die Here. So ek kan in negatiewe omstandighede kan ek jubel, ek kan positief wees, ek kan vreugde ervaar en sê die Here voorsien vir my. Nehemia 8 vers 11 sê: wees daar nie bedroef nie, want die blydskap van die Here, dit is julle besitting. The joy of the Lord. Okay? The joy of the Lord. Dit is so die blydskap in die Here, as ek bly is in die Here, as ek sê Here, ek is dankbaar. En dankie dat U hierdie goed op my pad stuur en dinge toelaat om my te toets, om my sterker te maak, om my te vorm, om my te bou. En dat ek dit met vreugde sal doen, Here, dat ek dit met oorgawe sal doen aan die hand van die woord en in verhouding en met vertroue op U. Een van die sleutels tot vreugde is om 'n gehoorsaamheid aan God te lewe. Johannes 15, as ons dit gaan lees, vertel vir ons baie rondom dit, gehoorsaamheid. Nou kan ons vra net wat ons wil hê. Daar's wonderlike beloftes in, wat nie maar net op skrif gesit is, sommer net lukraak nie, maar daar's beloftes om ons te bemoedig, om ons opgewonde te maak. God se blydskap in ons maak dat ons blydskap volkome is. Soos ek God se blydskap in my, dan gaan die dinge van die wêreld gaan my pla. Dit gaan 'n impak hê op my gevoelens, dit gaan 'n impak hê op my lewens, maar ek gaan nie ondergekry word daardeur nie, want die blydskap van God is in my. Ons leef in gemeenskap met ander gelowiges. Ons moet nie afhanklik wees van ander mense nie, maar ons moet leef saam met mense wat glo, soos ons glo, dat God voorsien, dat God ons vreugde is, dat God ons blydskap is. Dan kan ons mekaar ondersteun. En die Bybel sê vermaan mekaar. Ons moet mekaar ondersteun en onderskraag. Ons moet nie in mekaar se lewens inmeng nie. Ons moet probeer om die wêreld uit ons geestelike lewe uit te haal. Nie met 'n wêreldse gesindheid nie met wêreldse begeertes. En dit is moeilik. En dit is ook aan die deel waar Jesus vir ons sê, ons moet elke dag ons kruis opneem, sodat ons hom kan volg, sodat ons kan streef na heiligmaking. Ons moet vreugde is bedoel om 'n handelsmerk van 'n Christen te wees. So mense moet vreugde in my sien en sê, hoorie, ek kyk na hierdie persoon se omstandighede, maar hy het vreugde. En dit moet mense aanspoor om ook in verhouding met Jesus Christus te leef. Dis nog 'n manier om 'n getuienis te wees vir God en sy woord te verkondig. Ons moet fokus op die waarheid van God. Ons moet in gebed met God leef en kommunikeer. Ons moet gedurig bid, praat, nie net vra nie. Maar ons moet gesels met die Here. Dis die enigste manier hoe ons kan kommunikeer met God is gebed. Dit help nie ons stuur heilige versies die hele wêreld vol in deur nie. Dit is nie 'n gesprek met God nie. Dit laat ons miskien goed voel. Maar dit is nie wat ons nodig het. Ons het 'n verhouding met Jesus Christus nodig. Met ander woorde, ons moet bid, ons moet praat met hom, ons moet nie net ons probleme deel nie, maar ons moet ook sê dankie. Ons moet ook die vreugde, die klein dingetjies, die voorreg om te kan opstaan in die oggend en sê, Here, ek dankie vir die nag, ek kan opstaan, dankie vir die dag wat voor lê, dankie vir die krag wat U my gaan gee om hierdie dag deur te gaan. Elke konfrontasie, elke stukkie konflik, elke uitdaging sal ek oorwin in Jesus Christus naam. Laat ons nie op mense en dinge fokus vir ons vreugde nie, maar op 'n verhouding met God deur gebed en gehoorsaamheid aan sy woord. Ek wil vandag vir u bemoedig en sê, raak stil in die tyd en vra vir die Here
om vir u te wys die dinge wat besig is om die vreugde te steel, sodat u kan ophou om net te oorleef, maar dat u in vreugde kan leef met God binne in u en saam met u. Mag u geseënd wees, mag die Here u sy aangesig oor u laat skyn, mag u die vreugde van God in die lewe ervaar.